Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons na 'n redelike lang tyd van afwesigheid u vanmôre weer kan groet in die naam bo alle name, die naam van ons dierbare Here Jesus Christus. Ons eer die Here vir sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons. Ons vertrou die Here dat dit goed gaan met een en elk van u en dat u ook 'n wonderlike lang naweek gehad het waar u bietjie kon uitrus en dat u vars verkoop en nuut opgestaan het om hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week tegemoet te gaan in sy naam. Onthou maar die groot waarheid in God se woord, dat dit is die dag wat die Here gemaak het en kom laat ons daaroor juig en bly wees. En daarom wil ek u ook groet met een van die baie besondere gesange in die gesangebundel. 'n Gesang wat my na in die hart lê. En hierdie gesang sê: U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot u verhef. Aan u alleen ons dank en ere. Dit sal ons lus, ons lied hier bly. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in u waarheid lei. Nou vriend, ons net dink aan hierdie baie besondere gesang, dan sien ons hoe reflekteer dit skrifwaarhede oor die goedheid en die genade van die Here oor ons lewens. As ek maar net dink aan die duisende kilometers wat ons afgelê het, my kinders wat ver gevlieg het van Amerika af, hier in die Kaap saam met ons was saam daar bietjie in Hartenbos gewees, hulle is terug Amerika toe, hulle is veilig daar, ons kinders van Melkbosstrand wat kom kuier het, hulle is veilig terug in Melkbosstrand, ons is veilig terug hier in Benoni, by die gemeente wat die Here ons gegee het. Dan dank ons die Here, dat hy goed is vir ons, en dat sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. En dis waaroor ek vanmôre bietjie met u wil praat, en net u nuwe week so bietjie opkikker met hierdie besondere gedagte, dat ons oë sal rig op die God van die heerlikheid. Hierdie God wat ons geskaap het, wat vir ons lief het, in sy seun Jesus Christus, wat ons duur gekoop het met sy bloed. En ag vriende, mag ons ook dan die Here verheerlik, deur hierdie kort oordenking. En as ons vanmôre dink aan die goedheid van die Here of die goedertierenheid van God, dan beskryf dit eenvoudig sy karakter. Nou vriende, as ons dink aan dat God is 'n God vol liefde, vol genade, vol getrouheid, vol lankmoedigheid, barmhartigheid, en ons dink aan al hierdie attribute, dan beskryf dit maar die karakter van God. En dit word so mooi saamgevat in die feit dat die Here 'n God is wat goedertierend is. Dis 'n God wat goed is vir ons. En daarom kan ons as mens juig en bly wees. As ons net sien hoe God sy getrouheid aan ons openbaar, vriende, in die wyse waarop hy vir ons as mens sorg, en hoe hy vir ons voorsien, hoe hy ons vergewe en ons lei na waters waar rus is, dan kan ons vanmôre met groot blydskap sê: loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Nou baie interessant is dat die gedagte van die goedheid van die Here, of dan God se goedertierenheid, kom so ongeveer 245 keer in die Bybel na vore, waarvan ons 120 keer daarvan lees in die Psalms. Vir u gesê, die Psalms is die mees geleese boek onder kinders van die Here, omdat ons so kan assosieer en identifiseer met die karakters waarin ook hierdie Psalms geskryf het. Mense wat deur stryd gegaan het, deur tye van vreugde en blydskap en hartseer en pyn en droefheid en verdriet, en daarom raak ons so opgewonde as ons die Psalms lees. En 120 keer lees ons van die gedagte van die goedheid van die Here, of dan die goedertierenheid van die Here. En as u al Psalm 136 gelees het, sal u sien die 26 vers in Psalm 136, en elke liewe vers sluit af met die woorde: want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hierdie God, die God wat ons geskaap het, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Nou vriende, God se goedheid is een van die mooiste waarhede waarin u en ek kan vashou, veral in moeilike tye. In moeilike tye vra ons vir onsself dikwels die vraag af, maar waar is God se goedheid in hierdie moeilike situasie, of in hierdie hartseer tyd in my lewe? Dan wil ek u herinner daaraan, vriende, dat die Here nie net goed doen nie, maar hy is goed in sy wese. En selfs in die moeilike tye, in die tye van beproewinge, is hy juist die God van die nabye om ons te leer en te rig en te lei in sy waarheid. U sien, hy is goed in sy wese, en alles wat hy doen, vloei uit sy liefde en uit sy genade vir ons as mens. Nou vriende, ons sien die goedheid van God in die groot en die klein dinge wat elke dag met ons gebeur. Dink maar net aan die asem wat ons inasem. Waarom het u en ek nog nie gesterwe nie? Omdat God vir ons goed is. Hy's genadig en barmhartig. Hy het nog 'n plan en 'n doel met jou lewe, en dit is om God te verheerlik en hom te geniet elke dag wat die Here vir ons gee op hierdie aarde. As ons dink aan die son wat opkom, as ons dink, vriende, aan die daaglikse versorging, die feit dat die Here ons van punt A na punt B bewaar, die feit dat hy sy woord vir ons gegee het om hy te lees, sodat ons hom beter kan leer ken, die dankbaarheid in ons harte as ons kan bid en weet dat God goed is,
dat hy vir ons 'n weg gebaan het deur Jesus om met hom die heilige God te kommunikeer, dan loof en prys ons sy naam, dat God goed is en sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. Ek lees gou vir julle 'n paar verse in Psalm 136. Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here der Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En vir 26 verse gaan die psalmdigter aan, en hy sluit elke vers af met die woorde van sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Ag vriende, dis belangrik dat ons vanmôre hierdie saak sal raak sien, en dit ook vanmôre sal ter harte neem. Wat ons verder verbly oor die gedagte van God se goedertierenheid is dat hy die God is wat gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde bly. Vriende, hy verander nie soos ons nie. Daarom kan ons op sy getrouheid steun. Ons kan op sy goedertierenheid steun. Ons weet dat die Here vir ons goed is en daarom loof en prys ons sy wonderlike naam. Vriende, in hierdie vaste vertroue gaan ons elke dag tegemoet en ons besef dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Selfs in die onsekere tye waarin ons onsself bevind, in die verval in ons land Suid-Afrika en met die oorloë wat in die wêreld aan die gang is en die onsekerheid wat in die wêreld heers, kan ons ons oor rig na die God wat op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete, en ons kan bewus word van die feit en wete dat hy in beheer is en dat hy alles uitwerk volgens die raad van sy wil. Hoe wonderlik om dit te weet. En ag vriende, kom ek lees vir u net 'n paar verse hier in die psalmbundel om vir u net te wys hoe dikwels die psalmdigters elke keer teruggaan na die goedheid van die Here. Psalm 63 vers 4 sê, want u goedertierenheid is beter as die lewe, my lippe moet u prys. Is dit nie vir u pragtig nie? Die goedertierenheid van die Here is beter as die lewe. Met ander woorde, wanneer die lewe druk en wanneer dinge moeilik gaan, dan kyk ons weg van die omstandighede, ons kyk na die getrouheid van God en hoe hy ons gedra tot op hierdie dag. En ons sê, Here, my lippe moet u prys. Psalm 66 vers 20, geloof sy God, wat my gebed nie afgewys en sy goedertierenheid aan my nie onttrek het nie. Ek het hierdie vakansietydperk baie daaraan gedink dat ek en u die dood verdien. Vriende, ons het geen reg op lewe nie. Ons het al reeds so baie teenoor God gerebelleer, dat hy ons lankal van hierdie aardbodem kon wegvee. Maar sy goedertierenheid hou ons in die lewe. En sy guns besoek ons, dag na dag. En deur die waarheid van sy woord, bemoedig hy ons, versterk hy ons, roep hy ons terug, na 'n hernuide verhouding met homself. Daarom is ons so dankbaar teenoor die Here, vir sy groot genade en sy liefde oor ons. Psalm 77 vers 9 sê, hou sy goedertierenheid vir altyd op? En dit is eintlik 'n retoriese vraag, want die antwoord is eenvoudig. Die Here se goedertierenheid sal nooit ophou nie. Dit is van geslag tot geslag, en soos Psalm 136 sê, dit is tot in ewigheid. En dan kom die psalmdigter in Psalm 85 vers 8 en hy sê, laat ons u goedertierenheid sien, o Here, en gee ons u heil, of dan die gedagte van heil is, gee ons u verlossing. Hoe wonderlik, hoe kosbaar om hierdie waarhede dan raak te sien. Die vers waarmee ek wil afsluit vanmôre is die baie besondere woorde daar uit Psalm 86 vers 13. Die psalmdigter sê, want u goedertierenheid is groot oor my. Hy maak dit persoonlik, hy sê, Here, nie net in die algemeen is u goed vir mense nie, maar u goedertierenheid is groot oor my. En u het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. Vriende, as daar niks is om oor vanmôre dankbaar te wees nie, dan kan jy dankbaar wees oor God se goedheid, wat jou siel uit die modderslyk van sonde kom trek het. Dink daaraan dat die meeste mense vandag op aarde is op pad na God se ewige oordeel. Ons praat van God se ewige hel. Hulle sal nooit God se guns en in die heerlikheid van sy lig wandel nie. Hulle sal, soos die Bybel sê, deur 'n ewigheid gaan van geween en geknars van die tande. En ons wat gered is, kan vanmôre sê, u goedertierenheid was en is nog steeds groot oor my, want u sien, die Here red ons nie net nie. Hy sê die goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig. Daarom ek u vanmôre bemoedig by hierdie eerste oordenking van ons nuwe kwartaal, dat u sal dink aan die goedheid van die Here, die omvattende gedagte van sy karakter, wat vol liefde, genade, getrouheid, barmhartigheid, vergifnis, voorsienigheid, sorg en lyding is. Mag u en ek ons verbly in hierdie God, en mag ons sê, Here, leer en lei my in u waarheid, sodat ek u kan lief hê, met my hele hart,
met my hele siel, my hele verstand, dat ek u kan dien, tot die dag dat ek u in u heerlikheid sal sien soos u is. Vriende, groete vir u, 'n baie mooi dagie verder, tada.